Baba Moses. Die Israeliete was al 'n groot volk en die farao van Egipte het nie daarvan gehou nie. Hy gee toe opdrag aan sy soldate om al die Hebreëse baba seentjies in die Nylrivier te gooi. Net die dogtertjies mag bly lewe het. Toe Jochebed, 'n Israelitiese vrou, 'n baba seentjie kry, was sy bang dat die soldate hom ook sal doodmaak. Sy het hom vir 3 maande weggesteek. Veel langer kon sy nie. Sy vleg toe 'n mandjie van riete en bissies en smeer dit met pik. Dit het die mandjie waterdig gemaak. Daarna draai sy die babatjie mooi toe in sy kombersie en sit hom in die mandjie. Jochebed het vir God gevra om hom te beskerm en toe gaan sit sy die mandjie versigtig in die vlak water van die rivier neer. Miriam, die baba se sussie, het daar tussen die riete weggekruip om 'n oogie oor hom te hou. Maar die babatjie het begin huil. Een van die farao se dogters het op daardie stadium in die rivier gaan bad. Sy hoor toe die babatjie huil. "Kyk die mandjie," sê die prinses vir haar slavinne. "Gaan haal dit vir my." En toe sy die mandjie oopmaak, sien sy dis 'n seentjie en hy huil. Sy het hom uitgehaal en styf vasgehou. Sy het hom baie jammer gekry en gedink, dis seker een van die Hebreëse seentjies. Ek gaan hom vir my hou. "Jou naam moet Moses wees," het die prinses gesê. Dit beteken uit die water gehaal. Net toe kom Miriam versigtig uit haar wegkruipplek en sê, "Prinses, mag ek vir u een van die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy die seentjie kan versorg?" "Ja," antwoord die prinses, en Miriam gaan haal toe haar eie mamma Jochebed. So het God gesorg dat Moses toe by sy eie ouers se huis kon groot word, sonder dat die soldate hom sou doodmaak. Toe Moses oud genoeg was, het sy mamma hom na die farao se dogter geneem. Die prinses het toe vir Moses as haar eie seun aangeneem en hy het groot geword in die paleis. Maar soos ons weet, was dit nie die einde van Moses se storie nie. God het nog 'n groot plan met Moses se lewe gehad.